Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Handelinge 18 hier van vers 18 tot en met vers 23. Ek wil lees vers 18 vir ons. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Kenchrea aan boord gegaan het, het hy sy hare laat sny omdat 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was. As jy mens die gedeelte lees en jy lees spesifiek van Paulus wat sy hare gesny het by Kenchrea, dan is dit onmiddellik dat 'n mens wonder, maar wat is die betekenis hiervan? Is dit maar net 'n gewone haarsny soos wat ons so hare sny, dat ons partykeer voel dat ons hare te lang word, of ons wil ons hare weer mooi maak en by 'n haarkapster uitkom om ons hare te sny? Of is daar 'n diepere betekenis hierin? As 'n mens gaan kyk na die verhaal, dan sien ons dat Paulus besluit om terug te keer Jerusalem toe. Hy ervaar weerstand in Korinthe, en dan is dit dat hy deur Sirië op pad terug is na Jerusalem. Gewoonlik is hierdie reise 'n baie lang reis gewees, 'n hele paar maande, en lang afstande wat oor waters dan nou ook gevaar moes word. Ons weet dat die skepe van daardie tyd dalk nie so groot was soos vandag se skepe nie, dat daar van hulle baie gevare was om juis op die waters te wees, ook met seerowers, met gesondheidsprobleme wat kon gebeur. En daarom is dit dat hierdie reis eintlik ook 'n stuk onbekende vir Paulus is. Nou as mens gaan kyk na Numeri 6, dan sien ons dat daar 'n wet gegee word deur te sê dat wanneer jy 'n Nasireëse belofte wou nakom en jy het 'n onbekende tydperk ingegaan, dan moes jy jou hare afsny. En wanneer hierdie tydperk verby is van onsekerheid of gevaar, dan het hulle weer al hulle hare afgesny en daardie hare was dan geoffer gewees. En hierdie haarsny het eintlik twee betekenisse gehad. Die feit dat jy letterlik al jou hare afgesny het en jy 'n onbekende tyd ingaan van gevaar en onsekerheid, en dan ook beteken dat jy jou vertroue in God gestel het. Dat jy eintlik jou hand oorgee in die lewe van die Here, dat jy hom vertrou en dat jy vertrou dat hy vir jou sal sorg en dat hy vir jou sal help in hierdie onbekende tyd. Dit het natuurlik ook die betekenis gehad dat soos wat jy elke dag in die spieël gekyk het, sou jy gesien het dat jou hare langer word, en wat getuig dan ook van God se getrouheid en God se voorsienigheid ook in jou lewe. Miskien beleef jy tans baie onsekere tyd. Miskien is dit dat ou sê, maar hier's 'n nuwe jaar wat vir ons voorlê met 'n onbekende tydperk vir almal van ons. En die vraag is, hoe gaan ons dit benader? En ek dink hierdie gedeelte help vir ons in die eerste plek om te sê, dis belangrik dat ons juis ook simbolies vanoggend ons lewe oorgee in God se hand. Dat ons hom vertrou met die lewenspad wat hy met my en jou stap, en dat ons glo dat hy ook sal voorsien en dat hy vir ons sal versorg ook oor hierdie tydperk. Soos wat jou hare groei, getuig dit van God wat voorsien, God wat sorg, God wat getrou is, ook elke dag in ons lewe. En daarom lees ons hierso dat toe hy in Kenchrea aan boord gegaan het, is dit dat hy beleef het dat die Here voorsien het, gesorg het, daarom dat hy weer sy hare afgesny het. Mag hier die begin van die jaar vir ons ook simboliese haarsny geleentheid word, waar ons die Here mag vertrou vir hierdie jaar, en waar ons baie bewus is ook van God se genade en God se voorsienigheid elke dag ook in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons mag weet dat U in beheer is van ons lewe. Dankie dat ons by wyse van 'n haarsny ons lewe kan oorgee aan U en kan glo dat
ons U mag vertrou dat U vir ons sal voorgaan en sal sorg en sal help. En wees so met ons, Here, elkeen ook in hierdie 2025. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.